Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre. Is lekker om almal van julle te sien. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n pragtige lied, een van my gunsteling liedere in die liedboek, een van die gunsteling liedere wat ons kan saam sing, en dit is lied 190, Grote God, aan u die eer. Ons sing daarvan vers 1 en vers 3. Broers en susters, hierdie lied in die erediens is 'n baie spesifieke lied. Die voorsang is daar om ons voor te berei vir die erediens, maar hierdie lied het twee funksies. In die eerste plek groet die Here ons vanmôre as hy sê genade en vrede vir julle. Dis soos iemand wat jy raakloop en jy groet, en wanneer iemand jou groet, antwoord jy terug. En hierdie lied is ons antwoord aan God. As God sê genade en vrede vir julle, dan antwoord ons. En die antwoord wat ons doen is altyd met 'n loflied. Dit is hoekom ons erediens begin met 'n loflied en waarom ons vanmôre lied 190 sing. Die bedoeling is dat ek en jy vanmôre vir 'n oomblik staan en vir 'n oomblik dink oor wat het ons alles om die Here voor te loof. En as ons hierdie lied sing vanmôre, wil ek vra dat jy sal dink aan God se grootheid, aan sy almag, aan sy wonder en aan sy genade. En mag dit vanmôre ons harte vul. Mag dit, wil ek sê, ons longe oopmaak om uit volle wese lied 190 te sing vanmôre. Kom ons staan, ons sing 'n loflied tot eer van die Here, lied 190 vers 1 en vers 3. Broers en susters, ek wil graag die wet van die Here vanmôre lees uit deel van die bergprediking van Jesus uit. Die bergprediking kry ons aan die begin van Matteus en Markus en Lukas, maar hier in Matteus is die volledigste weergawe van hierdie preek wat Jesus gegee het. En die stukkie wat ek vanmôre wil lees is 'n baie kort stukkie en is 'n stukkie wat jy goed ken. En is eintlik 'n teregwysing wat Jesus gee vir ons en 'n ondersoek wat Jesus bring na ons toe. En ek wil hê jy moet baie mooi luister vanoggend. Ek wil hê jy moet vanmôre jouself ondersoek. Dit sluit aan by ons teksgedeelte wat ons later gaan lees oor Saggeus wat in die boom klim. Saggeus wat eintlik verplig word om agter sy maskers in te kyk. Maar dan besef ons 'n belangrike ding. En ek wil hê jy moet hierdie woorde van die Here vanmôre baie ernstig opneem. As ons vanmôre die wet lees uit Matteus 8 uit, of Matteus 7 uit, wil ek hê moet jy hierdie woorde, hierdie waarskuwing, hierdie vermaaning van die Here baie ernstig opneem en oorweeg. Jesus sê in Matteus 7 vers 13, gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan,
is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou. En die pad daarheen is smal. En die wat dit kry, is min. Gaan deur die nou poort in. Die pad wat na die verderf lei, is wyd. En die pad daarheen is breed. En die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou. En die pad daarheen is smal. En die wat dit kry, is min. Ek gee nou 'n paar oomblikke van stil gebed, en ek gee ook 'n paar oomblikke van selfondersoek na hierdie gedeelte. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit, wil ek vra dat ons die volgende lied sal sing. Dis die tweede lied in die erediens. Die eerste een is die loflied waarmee ons na die Here toe kom. Die tweede lied is die lied van skuldbelydenis en die ontvang van genade. En hoor wat sing ons vanmôre? Deur u seun skenk u genade. En ek wil hê as ons vanmôre daai sinnetjie sing, moet jy dink aan die koste van genade. Ons sit deesdae 'n prys op alles in hierdie lewe. Alles wat ons het 'n prys en betaal ons daarvoor en dit voel alles word duurder in die lewe. Maar ons sing vanmôre van dit wat die duurste prys nog ooit gehad het. Die lewe en die sterwe van Jesus Christus. Sodat ek en jy vanmôre hier kan sit as begenadigdes. En daarom wil ek vra dat jy net so sal sit, raak bewus van hierdie genade en hierdie koste. Lied 241 vers 3. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vanmôre. Ons skriflesing kom uit die boek Lukas uit, 'n baie bekende gedeelte, Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 1, en dis die verhaal van Saggeus. So bladsy 109 in my Bybel, en ons gaan saam lees Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 1. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons wil nou kom vra dat U ons harte sal oopbreek. Here, ons beleef U teenwoordigheid hier in die kerk. Ons sien U teenwoordigheid in die natuur daar buite. Here, nêrens waar ons kan gaan, kan ons van U teenwoordigheid ontvlug nie. En hoekom sou ons wou, Here? Hoekom sou ons wou wegkruip van U? Hoekom, Here, sou ons onsself wil verberg voor U? Maar tog lees ons in die psalms, soms doen ons dit. Soms uit skaamte, soms, Here, omdat ons nie waardig voel nie. Maar Here, dankie dat U ons vanmôre uit die boom uit kom haal. Dat U ons skaamte en ons naaktheid kom wegvat. En Here, U ons bedek met U liefde en U genade. Here, breek ons harte oop, dat ons vanmôre U goedheid en die guns en die liefde kan raak sien en kan raak voel. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons teksgedeelte vanmôre, Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 1, en die tema is so 'n bietjie 'n vreemde tema vanoggend. Dis nie die gewone tema nie. Die tema vanmôre is Siya Kolisi en die gangster. Jy sal nou verstaan waaroor dit gaan. Maar ons lees vanmôre die verhaal van Saggeus, Saggeus hoofstuk 19 vers 1 tot 10. Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was 'n man met die naam Saggeus, die hooftollenaar, 'n ryk man.
Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het beswaar gemaak en gesê, hy gaan dan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Ons skriflesing vanmôre sover en die tema is Siya Kolisi en die gangster. Nou broers en susters, waar hierdie tema vandaan kom, is die voorreg wat ek gehad het verlede week om 'n troue te kon doen in die Kaap. Die troue was Saterdag aand gewees en Sondagoggend vroeg het ek lughawe toe gery om die vlug terug te neem Bloemfontein toe. En ek was 'n bietjie vroeg gewees op die lughawe en ek het ingestap en soos jy weet op 'n lughawe gaan gee jy gewoonlik jou tas in en hulle check jou in. En toe ek instap in die ry, het ek nie so mooi opgelet nie, maar toe ek gaan stil staan, kan jy nie glo wie voor my in die ry staan nie. Niemand anders as Siya Kolisi nie. Genien. Ek kon my oë nie glo nie. Ek het op een of ander rede gedink dat bekende mense soos Siya Kolisi hulle vlieg nie met gewone vliegtye nie. Ek was starstruck en ons het al gestaan, almal het saam met hom foto's geneem, maar ek het nie. Ek was te skaam geweest. En ons het deurgegaan en ek is toe heelwat vroeg vir die vlug. En omdat ek vroeg is vir die vlug, dog ek toe, ek gaan ietsie drink en ek gaan ietsie eet en ek gaan toe na 'n plek toe waar ek 'n koffie kan kry, maar ek sit so half op 'n tweede verdieping. En terwyl ek op die tweede verdieping sit, kyk ek so af en hier onder my is daar 'n tafel wat onmiddellik my oog vang. Daar's 4 mense by die tafel. Nou broers en susters, ek gaan probeer om vir julle te verduidelik hoe dit gelyk het by die tafel, maar ek twyfel of ek sal kan. Jy moet 'n baie goeie verbeelding hê en baie flieks kyk. Toe ek so afkyk, sit daar 'n man wat ek nie anders kan beskryf as 'n gangster nie. Dis 'n ou wat sy haar, in die eerste plek is 'n groot ou. Dis 'n massive ou. Hy het niks hare op sy kop nie en dis tattoos oral hier op sy kop, hier op sy arms is dit net tattoos en jy kan mos in 'n ou se lyfstaal sien hierdie moet 'n gangster wees. Jy sien somme hierdie ou is anders. As iemand so aangestap kom en hulle sien hom, dan loop hulle so draai rondom hierdie ou. En ek wil my verbeel en ek kan nie mooi gesien het nie, maar dit het gelyk asof hy een van die gangster tattoos en memorabilia so hier op sy kop, aan die kant van sy kop getattoo gehad het. Maar dit het my verskriklik fascineer. Want hierdie ou het by daai tafel gesit en het hierdie tipiese gangsterhouding gehad. Fors, sterk. Ek dink nie hy het sy hele lewe al gelag nie. Ek dink hy sit net so fors en hy sit diep in gesprek en saam met hom sit daar 3 manne. Nou broers en susters, jy het al gesien vir Ebert, hoe lank is Ebert? Nou die 3 manne saam met hom was 'n bietjie langer as Ebert en ek dink nie hulle sal deur daai deur kom nie. Dis die grootste, friste mense wat ek in my hele lewe gesien het. Ongetwyfeld hierdie gangster se bodyguards. En hierdie 4 ouens het by daai tafel gesit. Nou, broers en susters, as jy al sien hoe raak 'n groot tafel klein, sit daai manne by 'n tafel. Dit is ongelooflik om te sien. Ek het hulle dop gehou want dit was my verskriklik fascinerend oor hoe hulle self gedra het by hierdie tafel. Hierdie ernstige, fors bodybuilder leiwagte en hierdie gangster. In die volgende oomblik begin daar by hierdie gangster 'n beroering. En ek hou hom so dop en jy het mos al gesien 'n kind as hulle opgewonde is, hulle begin so waggel, hulle begin so vibreer. En hierdie ou begin so vibreer. Dit lyk amper asof hy heeltemal uit karakter raak en so uit die hoek van my oog uit vang ek toe wat aan die gang is. Siya Kolisi het by die vertrek ingekom. En hierdie massiewe gangster sien toe vir Siya Kolisi raak en ewe skielik vergeet hy's 'n gangster. Hy begin so vibreer by daai tafel. Hy tik sy bodyguard. Hy sê kyk sien jy Siya? En hy gryp hier aan en hierdie groot ou, ek sien jy vir Siya.
En so kyk hulle almal vir Siya Kolisi en hy tik nog hierdie groot ou en hy sê, hy fluister iets in sy oor en daar stap die gangster bodyguard en hy kom by Siya Kolisi en so skaam vra hy iets en Siya sê ja, sjap. En Siya Kolisi stap na hulle tafel toe. Broers en susters, en is die wonderlikste ding om te sien. Hierdie 4 ouens vergeet wie hulle is. Hulle is so opgewondenheid in die teenwoordigheid van Siya Kolisi dat hulle heeltemal hulle personas vergeet. En is opgewondenheid en is foto's en dis snaakse foto's met allerlei gesigte en goeters en hulle praat so 'n bietjie met Siya Kolisi en is high fives en is fist bumps en hulle groet en Siya Kolisi stap so weg en daar's nog so 'n rukkie beroering. Jy kan amper sien hulle sê, "Wow, kan julle glo Siya Kolisi?" En toe Siya Kolisi so end wegstap, toe gaan sit daai 4 manne weer soos gangsters. En toe sit weer terug. Jy weet, en ek het daar bo gesit en dit was vir my die fascinerendste oomblik van my lewe. Om te dink wat die effek is van iemand so Siya Kolisi wanneer hy in 'n vertrek inloop. Ek het nooit in my lewe gedink ek sal starstruck raak nie, maar broers en susters, toe ek agter Siya Kolisi staan, die ou het net 'n presence. En toe hy instap, broers en susters, die fascinerende is dat hy die hardste gangster se hart in 'n oomblik kan laat vermuwe. En dis toe op daardie oomblik wat ek daar sit en dink aan die verhaal van Saggeus. Terwyl ek so na hierdie prentjie kyk, broers en susters, en na die effek wat Siya Kolisi op hierdie 4 force gangsters gehad het, is die eerste gedagte wat in my kop opkom, is aan Saggeus en die dag toe Jesus in die lewe van Saggeus ingestap het. Ek het onmiddellik gedink aan die dag toe Jesus Christus in my lewe ingestap het. En ek wil vir jou vra, kan jy nog die dag onthou toe Jesus Christus in jou lewe ingestap het? Kon jy nog daardie dag onthou toe jy Jesus Christus die eerste keer in jou lewe ontmoet het? Broers en susters, dit was vir my groter as die gangster wat vir Siya Kolisi ontmoet het. Want dit is wat gebeur wanneer Jesus Christus in jou lewe inloop. En ek wonder baie keer, of onthou jy nog daai dag, toe jy die eerste keer vir Jesus Christus ontmoet het? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie verhaal van Saggeus. Die eerste dag toe Saggeus vir Jesus Christus ontmoet. Want jy sien, die eerste ding wat gebeur, is wanneer Jesus instap in jou lewe. Die eerste oomblik, wanneer jy Jesus Christus ontmoet, is die maskers in jou lewe val af. Nou broers en susters, nadat ek is 'n nuuskierige mens van geaardheid en van nature. En ek is 'n mens wat hou daarvan om baie keer te droom en stories in my kop op te maak. En ek onthou toe Siya Kolisi so wegstap en hierdie tafeltjie met hierdie gangster en sy bodyguards sit hier voor my, het ek so gesit en lank nadat hy weg is, het ek gekyk na hierdie ouens. En ek het 'n klomp vrae in my kop gehad uit die aard van my persoonlikheid. En ek het begin wonder, waar kom hierdie ouens vandaan? Maar ek weet niks van hulle af nie. En ek het so na hulle gekyk en gewonder, waar is julle op pad heen? Mense kan dalk sê, dalk is hulle besig om 'n deal te gaan maak, dalk gaan kuier hulle vir iemand. Ek het gewonder, waar is hulle op pad heen? En toe begin die vraag by my opkom, hoekom het julle hierdie houding? Hoekom dra jy hierdie masker van gangster? Wat het in jou lewe gebeur? Want broers en susters, soos ons vanmôre vir Christel gedoop het, was daai groot fors man wat hierdie lewenspad gekies het, op 'n stadium 'n pap babietjie. En ek kon nie anders as om 'n traan in my hart te kry en te dink, wat het in jou lewe gebeur dat jy gekies het om hierdie pad te stap nie? Wat het gebeur in jou lewe dat jy hierdie masker van 'n gangster moet dra? Want jy weet, Saggeus het ook 'n masker gedra. In ons verhaal lees ons dat Saggeus inteendeel 'n hele paar maskers gedra het. In die eerste plek lees ons dat Saggeus was die hooftollenaar gewees op daardie stadium in die area van Jerigo. Nou, soos jy almal weet, die tollenaars was verantwoordelik, hulle was Jode gewees wat namens die Romeinse regering belasting by die ander Jode moes insamel.
En baie keer was hulle skelm geweest. Baie keer het hulle mense uitgebuit, het hulle meer belasting gevra en het hulle self verryk. Maar die groot en die kort en die lank daarvan is dat Saggeus was 'n baie belangrike man as hooftollenaar. En hooftollenaars, broers en susters, is ouens wat 'n sekere gravitas gehad het wanneer hulle in die samelewing geleef het. Wanneer hulle in die samelewing beweeg het, was hulle bewus van hulle status. Hulle was bewus van wie hulle is en hulle was bewus hoe belangrik hulle is. Hulle het neus in die lug rondgeloop, want dit was die masker waarmee Saggeus sy lewe geleef het. Die hoogmoed van ek is 'n belangrike man. Die tweede masker wat Saggeus gedra het, is ons lees daar, Saggeus was 'n baie ryk man. Geld, broers en susters, per definisie is nie sonde nie. Maar om geld in die lewe te hê, nederig en vrygewig te bly, is 'n ander saak. Lukas noem spesifiek dat Saggeus 'n ryk man was om die negatiewe daarvan te wys. Want heel moontlik het Saggeus sy rykdom gebruik om beter te wees as ander mense. Het hy hierdie gebruik as 'n masker om te sê, julle is nie wie ek is nie. En ek het gedink aan hoeveel mense in ons lewe maskers dra. Vra 'n bietjie vir jouself, met watter maskers leef jy in die samelewing? Wat is die masker wat jy dra? En een van die maskers wat ek deesdae mense die meeste sien dra, is drank. Jy weet, jy sal my baie oor praat daaroor, en drank is 'n ding wat in my hart 'n groot onrustigheid bring. Maar broers en susters, dit voel vir my asof mense nie meer hulle self kan wees as hulle nie drink nie. By elke liewe partytjie wat ons deesdae is, elke liewe funksie wat aangebied word, gaan oor een ding, en dis drank. As jy by die huis kom vanaand, het jy drank nodig om die edge af te vat. Het jy 'n gin nodig of 'n wyntjie nodig of 'n biertjie nodig net om jou te kalmeer. Dis 'n masker. Maar wat gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van Jesus kom? Jesus forceer jou om agter die masker in te kyk. Ekskuus. Jesus forceer jou om die masker weg te trek. En dit is wat met Saggeus gebeur. Ek dink daardie oggend staan Saggeus op en hy kyk na homself in die spieël en hy sê, Saggeus, wie is jy? Saggeus, is jy regtig hierdie tollenaar of hierdie fariseer, of is jy regtig hierdie ryk mens? Saggeus, is jy die mens wat Jesus jou gemaak het om te wees? Want jy sien, dit is wat gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van Jesus kom. Jesus konfronteer jou met wie is jy? Wie het ek jou gemaak om te wees? Is jy dit? Weer die hartseer, toe ek so na hierdie gangster kyk, is die doodgheid agter die oë. Broers en susters, het al na so iemand gekyk, en ek onthou, toe ek so na hierdie ou kyk, hy lyk fors, en dit lyk asof hy die wêreld in beheer het, en dit lyk asof hy die sterkste mens is wat ek gesien het, maar daar's niks in sy oë nie. En dit is wat hier met Saggeus gebeur. Wat is die maskers besig in jou lewe om te doen? Maar jy sien, dan kom Jesus ingestap. Dan lees ons dat Jesus kom in die lewe van Saggeus ingestap. En ek wil hê, jy moet daar saam met my vers 5 lees. Dis 'n baie belangrike vers. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir Saggeus, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Nou hier is 'n belangrike ding, broers en susters. Ek weet nie of weet jy dit nie. Maar Jesus het in sy hele lewe, God het nog in sy hele bestaan net een keer opgekyk na 'n mens. En is hier na Saggeus.
Ons lees hier die verhaal van Saggeus wat in die boom klim en dan kom Jesus by hom en dis die enigste plek in die Bybel waar Jesus of God opkyk na iemand. En dis belangrik. Dankie. Thanks man. Ek weet nie wat hierdie is nie. Eber, dankie, dis 'n hoestroop. Dankie. Ek gaan hom nou down. Baie dankie, Eber. Broers en susters, in hierdie vers 5 lees ons, toe Jesus by die plek kom, kyk hy op. En dis die enigste plek in die Bybel waar Jesus opkyk na iemand. En hier kyk hy op na Saggeus. En die vraag wat ons vir onsself moet vra is hoekom? Hoekom kyk Jesus op na Saggeus? En broers en susters, hierdie is 'n lewensveranderende moment vanmôre. Hierdie is die moment vanmôre waar God die evangelie in ons harte inbring. Want jy sien, Jesus kyk fisies vir Saggeus uit die boom uit. Fisies kyk Jesus vir Saggeus uit die boom uit. Want jy sien, in hierdie moment word die boom waarin Saggeus sit, die simbool van die kruis waaraan Jesus sou sterf. En ek gaan nou vir julle sê hoekom. Dis asof Jesus voor Saggeus gaan staan en sê, Saggeus, klim uit die boom uit, sodat ek jou plek in die boom kan inneem. Dis asof Jesus vir Saggeus sê, Saggeus, klim uit die boom uit, sodat ek aan die kruis kan opklim in jou plek. Want ek weet nie of jy opgelet nie, maar Lukas is baie spesifiek oor die tipe boom waarin Saggeus inklim. Lukas sê, en Saggeus het in 'n wilde vyeboom in opgeklim. Nou moet jy mooi hoor, hoe werk God? Wat lees ons in Genesis 2 en 3, is die boom se blare wat gebruik is deur Adam en Eva om hulle self mee te klee. Is die blare van 'n vyeboom. Die koneksie, broers en susters, is ongelooflik. Jy sien, 'n vyeboom van Adam en Eva se tyd af het die simbool geword van skaamte. Het die simbool geword van jou naaktheid, eintlik jou sonde wat jy voor God wil wegsteek. Wanneer jy skaam voel en skuldig voel vir God, is die eerste ding wat jy doen, is vyeblare, is wat Adam en Eva doen. En wat is die boom waarin Saggeus klim? 'n Vyeboom. Want jy sien, Saggeus probeer sy skaamte voor God wegsteek. Daardie oggend, toe Saggeus opstaan en hy kyk vir homself in die spieël, toe besef hy, Here, ek is nie wie U my gemaak het om te wees nie. Here, ek is nie naby wie ek moet wees in U oë nie. En dis asof hierdie boom die simbool word van Saggeus se skaamte wat hy wil wegsteek vir God en vir Jesus. Dalk het jy 'n klomp goed wat jy vandag wegsteek in jou lewe. Broers en susters, dalk is daar 'n klomp goed wat jy in jou gedagtes of in jou privaatheid besig is om te doen, wat jy nie vir ander mense vertel nie, maar wat jy ook te skaam kry voor Jesus. Dalk voel jy vandag soos 'n Saggeus wat in hierdie boom sit. Dalk voel jy, Here, ek moet wegkry. Maar dan gebeur 'n interessante ding. Saggeus klim in die boom om Jesus raak te sien. Maar dan kyk Jesus vir Saggeus raak. En hy sê, Saggeus, is oukei. Klim jy uit die boom uit, sodat ek in jou plek in die boom kan inklim. Saggeus, kom jy af, sodat ek in die boom kan klim en jou sonde, jou skaamte op my kan neem en daarvoor betaal aan die kruis. Dis die moment toe die genade van God soos 'n weerligstraal in Saggeus se hart inplof. Dit is die moment toe Saggeus verstaan wie Jesus Christus is. Maar dan gaan hy aan. En hy sê die volgende. Hy sê vir Saggeus, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag by jou tuis gaan. Jy sien die woord wat beteken kom gou af, daai woord gou is die Griekse woord dei.
Dit beteken 'n goddelike noodsaaklikheid. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik stil word. En ek wil hê jy moet mooi luister. As jy mooi luister, gaan jy dalk iets hoor volgens. Wil jy met jou oë toemaak vir 'n oomblik. En ek wil vra of hoor jy dit? Hoor jy die klop van Jesus vanmôre aan jou hart? Hoor jy vanmôre Jesus wat klop en sê, Rian, daar's 'n goddelike noodsaaklikheid dat ek vanmôre in jou hart moet inkom. Kan jy oë oopmaak? Dis wat Jesus doen met Saggeus. Dit is hoekom Jesus opkyk na Saggeus en sê, Saggeus, ons kan nie wag vir môre nie. Ons kan nie wag vir volgende week nie. Ons kan nie wag tot ek klaar is met die eksamen nie. Saggeus, ek moet vandag by jou tuis kom. En dan sê hy, Saggeus, ek moet na jou huis toe gaan. Want Saggeus, as ek jou lewe verander, dan verander ek ook jou huis. Ek wil hê, Saggeus, jy moet my na jou huis toe vat. Ek wil hê, jy moet my aan jou vrou en aan jou kinders en aan jou huismense gaan voorstel. Dit is waaroor hierdie gedeelte gaan. Dit is wat gebeur wanneer Jesus in jou lewe inloop. Jesus kyk jou uit die boom uit. En dan wil ek afsluit met die laaste punt. Wanneer Jesus in jou lewe instap, verander hy jou identiteit. En ek wil weer teruggaan na daai 4 manne by die tafeltjie toe. Jy weet hoe Siya Kolisi by hulle inkom, is dit amper asof hulle persoonlikheid en hulle identiteit vir 'n oomblik verander. Maar toe Siya Kolisi wegstap, ewe skielik is hulle weer dieselfde. Wat is die verskil? Jy sien, Siya Kolisi het in hulle lewe ingekom, broers en susters, en dit was 'n oomblik, hulle het 'n bekende persoon ontmoet, en dit was 'n oomblik in hulle lewe. Maar dit het nie hulle lewe verander nie. Jy sien, wanneer Jesus in jou lewe inkom, verander hy jou identiteit. Inteendeel, hy herstel jou identiteit. Hoor wat sê, wat gebeur? Hy sê, almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak, en dan in vers 8, maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. Kan jy hoor hoe breek Saggeus, die ou Saggeus hier in sy binneste? Die gierige Saggeus verander in die vrygewige Saggeus. Hy sê, ek gaan die helfte wat ek het vir armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gaan ek dit 4 dubbel teruggee. Jy sien, die Saggeus wat 'n boelie was, word die Saggeus wat die eer van ander mense beskerm. Want God verander ons identiteit. Nou, broers, is die verkeerde ding wat jy kan doen, maar dink dit wat ons almal doen, is as jy in my era met rekenaars groot geword het. Die oomblik as my laptop waarop ek werk, iewers stoor of iets gebeur wat ek nie verstaan nie, die eerste ding wat ek doen is, ek hou daai reset knoppie druk. Hou ek die reset knoppie in. Nou ek weet, baie keer moet jy dit nie doen, jy verloor data ensovoorts. Maar wat gebeur is, my laptop reset, en ek kan weer van voor af begin. Elke selfoon wat ons het 'n restore to factory settings knoppie wat jy kan druk. En wat dan gebeur is alles wat jy gedoen op die selfoon, kan hy herskep terug na hoe hy uit die fabriek uitgekom het. En dit is wat die Here God doen met Saggeus. Hy reset sy factory setting. En ek wil vanmôre vir jou vra vir 'n oomblik, raak stil. En vra vanmôre, is dit wat Jesus in jou lewe kom doen? Het Jesus al jou factory setting kom reset? Want dit is wat gebeur wanneer Jesus in jou lewe instap. Hy herstel jou God-geskape identiteit. En broers en susters, ek wil afsluit met daai gedagte. Ek dink ons samelewing het 'n ernstige reset nodig. Ek dink ons samelewing, broers en susters, soos nog nooit tevore, het 'n Christelike reset nodig. Ek raak bekommerd oor ons samelewing. Ek raak bekommerd oor ons dorp, broers en susters. As ek sien hoe ons dorp
aangaan en wat in ons dorp gebeur, broers en susters, en waarmee ons onsself besig hou, dan vra ek vir myself, waar is ons mense wat Sondag na Sondag in die kerk sit? By die funksies wat ons bywoon, die funksies wat ons aanbied, die braaie wat ons reël, waar is ons mense wat Sondag na Sondag in die kerk sit? Ek wonder of dit ons samelewing nie 'n reset nodig nie. Dit is vir my die wonderlikste oomblik toe ek sien wat die effek is van Siya Kolisi op 4 van die hardste gangsters wat ek in my lewe gesien het. Dan wonder ek, hoekom is die effek van Jesus in ons midde nie dieselfde nie? Hoekom is die instap van Jesus in ons lewe nie meer die factory reset in ons identiteit nie? Dalk moet ons daai vraag in ons harte ondersoek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons dankie dat ons kan stil word voor U. Here, dat ons U kan aanroep en dat U met ons kan praat. Here, die opgewondenheid wat heers wanneer die Springbok rugby kaptein in iemand se teenwoordigheid inkom, is ongekend, Here. Dit verander mense persoonlikheid vir 'n oomblik. Here Jesus Christus, hoeveel te meer moet ons nie ook opgewonde wees? Moet ons soos kinders van vreugde dans en juig wanneer U in ons midde en in ons teenwoordigheid inkom nie? Ek wil vra vanmôre, Here, druk asseblief die factory reset knoppie in ons lewe. Bring ons terug, Here, na wie U ons gemaak het om te wees. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit vanmôre af met lied 513 en ons sing daarvan vanoggend net die eerste vers. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Ons liedere vanoggend het ons begin met 'n loflied. Toe het ons met 'n skuldbelydenis en 'n genadeverkondiging begin. En hierdie ene is 'n geloof en 'n vertroue waarmee ons uitstap. En as ons vanmôre hier sing ons van die wapenrusting wat die Here vir ons gee om die aanvalle van die bose te werk. Kom ons sluit af met lied 513 vers 1. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.